Vriende, kom ons sit so, dan gaan ons net saam bid. Wonderlike Hemelvader, baie dankie dat ons U vanmôre kan aanbid as die ewige, onbegryplik wese, Vader, en dan ook ons dierbare Here Jesus Seun en die wonderlike tere Heilige Gees. Ons sal nooit alles van U kan verstaan nie, want Here, U is ver verhewe bo ons verstand. Maar ons leer uit die blaaie van die Bybel wie U is, in die wyse waarop U Uself aan ons kom openbaar. En Here, dis vir ons genoegsaam, sodat ons onsself kan sien in die lig van U heiligheid, as diep verlore sondaars, wat onsself nie kan red nie, maar 'n redder nodig het. En Vader, dan sien ons ook U liefde, wat vir ons geopenbaar word in Christus Jesus. En ons sien Christus aan die vloekhout op Golgotha, verbrysel vir ons sonde, sodat ons deur hom kan lewe, en met die kleed van geregtigheid bekleed kan word. Baie dankie vir die Heilige Gees wat gestuur is om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En ons aanbid U dat U vanmôre nog steeds, Vader, U Gees uitstuur oor die lengte en breedte van hierdie land en wêreld, om sondaars te roep tot bekering. En ag Here, die kosbare oplossing en verlossing te stuur, wat daar in Jesus Christus te vind is. Baie dankie vir 'n plek van aanbidding soos hierdie, waar ons kan saamkom om uit U woord onderrigting te ontvang. En dankie Here dat U self in U woord sê, dat U die dwaasheid van die prediking gebruik, om die wat glo te red. Here, ek is nie vanmôre hier om met oorredende woorde van menslike wysheid, mense te probeer oortuig van my siening nie. Ek pleit Here dat ek getrou sal wees aan U woord, en dat U Gees die oortuigingswerk in harte sal doen, om in die eerste plek siele te red, maar ook U kinders te heilig, en ons voor te berei vir die ewigheid wat voorlê. Ag dierbare Here, ons beleef 'n baie moeilike tyd, maar ons dankie ook vir al die seëninge wat ons uit U Vaderhand ontvang. Here, ons word mildelik geseën, nie net geestelik in die sin dat ons die vryheid van godsdienst nog het en U woord in ons huise en ons hande mag hê nie, maar ook tydelik voorsien en versorg U vir ons. En Here, ons eer en loof U en prys U naam. Ons dankie ook vir elke gemeentelid, vir elke besoeker en jong mens, elkeen wat inskakel op Webwoord en Facebook, Here, wat getrou ook is om U evangelie uit te dra, sal U hulle ryklik seën met 'n sieleoes, en Vader, dat U naam verheerlik sal word daardeur, want dis tog waarom Christus gekom het om te sterf. Dankie vir elkeen wat mildelik gee vir U saak, en ook vir U werk hier in Benoni gemeente en verder. Ag Here, seën elkeen met al die geestelike seëning in Christus, en skenk aan ons die wysheid om hierdie fondse te spandeer in U koninkryk, tot die uitbreiding daarvan, en tot verheerliking van U naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Sy vriende, baie dankie ook vir die hartlike samesang, en ons vertrou dat die liedere ook ons harte voorberei vir die woord van die Here wat nou sal volg. Dis die kersie op die koek, wanneer ons die woord van die Here oopmaak, wanneer ons lees wat God uit sy woord vir ons wil kom leer, en ek glo dat U ook gebid het vir hierdie erediens, en besonder ook vir my, dat die Here vir my wysheid sal gee in die oordra van sy woord, en dat ons deur die woord gestig sal word, en dan ook gelei sal word in die volle waarheid. Nou ek vra U om die woord van die Here oop te maak by Openbaring die 2de hoofstuk, en terwyl U daarin blaai, gaan ek net so kortliks verwys na die kaart. Nou ons is tans besig met die reeks boodskappe uit die boek Openbaring, wat hier die boekrol aandui. Openbaring begin daarso, en dan hierdie slotgedeelte. Nou ons werk maar, soos die Namakwalander sê, stelselmatig. Werk ons deur hierdie boek, so moenie op U senuwees raak as ons lank vat nie. Ek weet nie of U haastig is vir iets nie, ons almal wag vir die wederkoms. Dink hoe wonderlik sal dit wees as die wederkoms plaasvind terwyl ons besig is met die boek Openbaring. Nou ons het alreeds met U gepraat oor Christus wat op die eiland Patmos verskyn en so dan met Johannes deel oor wat hy vir die gemeentes moet sê. Alreeds die gemeente Efese, Smyrna, Pergamus hanteer. Vanmôre gaan ons stil staan by Thyatira en ons praat van hierdie tyd as die genade dispensasie. Hoekom ons daaroor praat is, vriende, hier sien ons Christus se kruisiging. Hy het opgestaan uit die graf, hy het opgevaar na die hemel en hierdie is die kerktydperk en ons gaan later praat oor hierdie gebeurtenis, die wegname van die kerk van die Here Jesus. Ons gaan praat oor die loon wat ons gaan ontvang as kinders van die Here terwyl daar op aarde hierdie groot verdrukking gaan plaasvind, wat hierdie deel op die kaart maar aandui, en dan ook dan die
koms van die Here op die Olyfberg, en dan hierdie kant gaan ons bietjie praat oor die poel van vuur en dan die nuwe hemel en aarde. So, as daar nou vrae ontstaan, gee vir ons kans, ons werk daardeur. As u dringend 'n antwoord nodig het, asseblief kontak my. Ek gaan poog om vir u dit te verduidelik. Maar wonderlik om te sien dat God se eindgebeure vir ons in die boek Openbaring dan tentoongestel word. Wat baie interessant is, wanneer ons by die laaste gemeente gaan stilstaan, dan gaan ons agterkom van hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 22 van Openbaring, vind ons nooit meer die woord kerk van Jesus of Ecclesia in daardie klompie hoofstukke nie. Daar moes iets gebeur het, en ons gaan vir u wys die wegname van die kerk van die Here, en ek gaan vir u ook sê van die verskillende sieninge wat daar is. U moet nie dink dat die EG Kerk die enigste kerk is wat die waarheid het nie. Ek dink die Here kies vir hom uit elke nasie, taal, volk en stam, kinders van die Here wat hom liefhet en dien en sy woord verkondig. Ons gaan vir u sê wat die verskillende sieninge is oor die boek Openbaring, soos ons al reeds aan die begin vir u aangedui het, en dan vir u sê waarom ons sien dat Openbaring van hoofstuk 4 tot die einde toe 'n futuristiese boek is, iets wat nog moet gebeur, en waarom ons hoop en ons vertroue geanker is in die waarheid, dat ons Christus sal sien soos hy is in sy heerlikheid. Nou kom ons lees saam uit Openbaring 2, en terwyl ek lees kan Winnen solank die battery uithaal van die horlosie, dan bly dit 20:09. Dan hoef ek nie bekommerd te wees en op my senuwees te wees nie, ek is elke Sondag op my senuwees. En soos een dominee gesê het, hy het een Sondag aanhou preek en die kerkraad vra naderhand vir hom, hoekom het jy nie opgehou nie? Hy sê die oggend het ek die mekaar geraak en ek het my vrou se tande ingesit. Nou ons is daarom nog nie op daai punt nie. Ons het elke nog ons eie tande, maar as ek die oggend baie lank aangaan, moet u weet. Kom ons lees saam Openbaring 2 vers 18 tot 29. En skryf van die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Vers 22, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat ek is, wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie herken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons lees dit tot sover saam uit God se wonderlike woord. Vriende, ek gaan dadelik oorgaan na die teks van oordenking, vers 20 en 21, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te hoereer en afgodsoffers te eet. Vers 21, en ek het haar 'n tyd gegee, om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Wonderlik om te sien, wanneer God vir ons die sonde uitwys, is daar altyd genade. En ons moet dit in God se woord raak sien. Baie mense sien die Bybel as 'n boek, waar die Here net links en regs oordeele uitdeel. As jy die Bybel noukeurig gaan lees, sal jy sien hoe die Here ook in sy hart bedroef raak oor die sonde van mense. Dink u dat God nodig gehad het om sy seun te stuur om aan die kruis te sterf? Hy was nie onder 'n verpligting gewees nie. Sy liefde word geopenbaar in sy seun, en so sien ons in die Ou en Nuwe Testament hoe sy genadehand altyd uitreik na die mens. Maar die Bybel leer vir ons dat die mens die duisternis liewer gehad het as die lig, want hulle werke was boos. Ek wil 'n sondaar vra, en ek vra vir enige sondaar die vraag: gee sonde vir jou dit wat hy beloof?
En as ons vanmôre moet praat met mense en vanaand by die aanddiens bietjie weer gaan kyk na Psalm 12, wanneer die goddelose dan ook baie dinge sê, wil ek vir u sê, die meeste huise sal vir jou sê, sonde het vir my baie rooskleurige dinge aangebied, maar ek het net dorings en distels geoes in my lewe. Daarom wil ek u vanmôre oproep dat ons God se genadige roepstem ook deur hierdie boodskap sal hoor. Die tema vanmôre dan, voortgesette kompromieë kan lei tot totale verval, selfs binne die kerk van Jesus. En u sal sien daaronder in blou geskrywe, Thyatira, die afvallige kerk. Thyatira, die afvallige kerk. So ons gaan vanmôre 'n bietjie met u praat, vanuit Openbaring, die 2de hoofstuk, oor hierdie gedagte, voortgesette kompromieë kan lei tot totale verval, selfs binne die kerk van Jesus. Nou vriende, die vraag wat baie mense vir my vra en oor die algemeen vra is, wie is kerk van Jesus en wat moet ons doen? Wie is kerk van Jesus en wat moet ons doen? Dit is 'n baie interessante vraag of vraag wat mense vra en baie keer probeer hulle dit ingewikkeld maak om 'n antwoord te gee en klomp verduidelikings te gee en goed by te voeg en weg te vat. Maar as ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons baie duidelik dat net ware weergeborenes deel uitmaak van die kerk van die Here Jesus Christus. As ons praat van ware weergeborenes, dan praat ons van mense wat nuut gemaak is deur die Here. Die Here sê ons word gebore in sonde en misdade, ons is dood, ons het geen aptyd vir die Here en sy waarheid nie. En dan kom God die Heilige Gees en hy maak ons lewend deur die woord en dit bring by ons die begeerte na vergifnis en Here, vergewe ons en reinig ons en maak ons u kinders. En dan sê die Bybel vir ons dat ons dan deel word van die gemeente of kerk van die Here Jesus Christus. Handelinge 2:47 sê, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. So as jy vanmôre 'n lidmaat is by 'n bepaalde gemeente, maar jy's nog nie 'n kind van die Here nie, dan is jy nie waarlik deel van die kerk van die Here Jesus nie, en kan jy nie sê dat ek waarlik deel is van die uitgeroepenes, die gereddes, die universele kerk van die Here Jesus nie. Nou elke geredde vriende, elkeen wat werklik by die Here uitgekom het, sal ook die begeerte hê om deel te wees van die sigbare kerk van die Here Jesus Christus. Ek sê onlangs vir mense, dis eintlik 'n vreemde tyd wat ons onsself in bevind. Mense het 'n bepaalde adres waar hulle by bly. As jy vir iemand vra, waar bly jy, sal hulle vir jou sê, 15 Malherbe straat, Rhinefield, Benoni. Dis waar ek bly. Waar bank jy? Ek bank by Absa Bank en dis my bank en of dit 'n goeie of 'n slegte bank is, ek bank by hierdie bank. En dan vra jy vir hulle, waar gaan jy skool of waar werk jy? En mense sal vir jou sê, ek werk by hierdie plek of ek gaan skool by daardie plek. En dan kom jy by die vraag, nou by watse gemeente skakel jy in? Dis 'n moeilike vraag. Nou weet jy hoekom die vraag so moeilik moet wees nie. As jy kind van God is, wil jy deel wees van kerk van Jesus. Al jou verskonings beteken niks in die lig van God se woord nie. Want iemand wat weergebore is, wil inskakel by 'n plaaslike gemeente, maar onthou dit moet 'n Bybels belydenende gemeente wees, wat getrou is aan God se woord, en die Here dan ook verheerlik. U kan die Bybel gaan lees, Handelinge 20 vers 7, op die eerste dag van die week, wat die Sondag is, het die disippels vergader en Paulus het hulle toegespreek. Ons lees in 1 Korintiërs 16:1, op elke eerste dag van die week het daar 'n insameling plaasgevind. Hebreërs 10:25, ons moet die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. So met ander woorde, 'n kind van die Here wil iewers te tuis wees, waar hy geestelik gevoed kan word, en waar die waarheid van die woord tot sy of haar hart kan spreek. So wees kerk van Jesus, dis almal wat weergebore is, wat deel is van die universele kerk, maar ook van die sigbare kerk, sodat ander kan sien, ek bely nie net met my mond, ek behoort aan die Here nie, maar ek wys ook met my dade, dat ek deel wil wees van sy kudde, en van sy kinders. Nou vriende, wat moet heiliges, of wat moet gereddes doen? As die kerk dan bestaan uit weergeborenes, wat staan ons te doen? Wat moet ons doen? Baie sal sê ons moet die evangelie verkondig, en dis verseker so, maar belangriker as dit is, dat ons eers moet heilig lewe, sodat ons deur ons heilige lewenswandel sondaars na die Here kan trek. Daarom sê 1 Petrus 1:15,
Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. As jy bely jy behoort aan die Here, is daar 'n begeerte na heiligheid. Heiligheid beteken om eenkant gesit te wees vir die Here Jesus, bruikbaar te wees vir hom, diensbaar te wees vir hom, sodat ander mense kan sien aan wie jy behoort en jou lewe hulle ook na Christus kan trek. Daarom sê Johannes dan ook, die skrywer van die boek Openbaring, in 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos Christus gewandel het. Nou nie een van ons kan by die standaard van volmaaktheid uitkom nie, maar 'n ware weergeborene wat kerk van Jesus is, sy begeerte is altyd, ek jaag na volmaaktheid. Ek wil meer word soos Jesus. Sy karakter moet meer in my karaktergestalte dan kry. Nou jy kan miskien vra, maar waarom die inleiding as jy wil praat oor die gemeente in Thyatira? En dis juist waarby ons wil uitkom, vriende, want u sien, die kerk van die Here Jesus het vir eeue lank gruwelooslik geval in hierdie groot taak en opdrag om heilig voor die Here te wees, ten einde getuies vir hom te wees. U sien, dis hier waar die kerk van die Here Jesus deur die eeue geval het. In plaas van 'n heilige standaard te handhaaf, het ons terwille van vrede, terwille van getalle en mense, sondaars in die kerk geakkommodeer, met hulle boosheid en sondes, en ons het heiligheid en reinheid opgeoffer, en in die gedrang gebring om mense te akkommodeer. En dis presies wat in die gemeente in Thyatira gebeur het. Van Thyatira af verder sien ons deur die geskiedenis, dis presies wat plaasgevind het, is ons 'n kerk van Jesus, maar ons is nie bereid om hierdie lewe van heiligheid te leef nie. Dikwels dink ons die standaard is te hoog. En ons lees Paulus se absolute vermaning aan die gemeente van die Korinte in 1 Korintiërs 5 vers 1, en hy sê vir hulle hierdie woorde: 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle. Hy praat nou met die gemeente. Hy sê, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. Hierdie man het heel moontlik met sy stiefma getrou. En die Bybel sê in vers 2, en tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Nou die meeste gryp hulle harte vas en soek die suurstofbottel as 'n mens iets oor dit sê. Want ons moet die kerkdeure vir almal oopstel en almal is welkom en niemand mag aanstoot kry in die kerk van die Here Jesus nie. En dis wat gebeur het in die gemeente Thyatira. U sien, die kerk is nie 'n menslike instelling nie. Ons moet waak oor heiligheid, want God is heilig en die kerk moet dan bestaan uit weergeborenes wat heiligheid nastreef. Die kerk is nie 'n welsynsorganisasie nie. Die kerk is nie 'n goedvoelorganisasie nie. Ons is nie 'n sielkundige instelling wat mense probeer paai in hulle sonde nie. Ons is hier om te sê, so sê die Here. En wat hy sê, moet ons na luister. U sien, die probleem in die gemeente Thyatira was dan gewees, presies die probleem waarmee ons vandag worstel, is dat die kerk nie meer kerk van Jesus is soos dit behoort te wees nie. Daar het 'n artikel so in Junie maand in die Burger verskyn oor wat die synodes deesdae oor praat en wat die synodes ondersoek en waaroor hulle ondersoek instel. En luister gou, waaroor praat synodes deesdae? As jy nou teruggaan in die kerkgeskiedenis, het hulle die waarheid van God se woord probeer op die beste moontlike manier verstaan en verklaar. En synodes was baie keer tot 6 maande lank gewees en van die beste teoloë tekste gevat en die Grieks en Hebreëus ondersoek en werklik ondersoek ingestel dat die mens kan hoor wat sê die Here. Die synodes deesdae praat oor die volgende: het God werklik geskape, of kan ons die evolusie glo en inkorporeer in ons verstaan van die Bybel? Dis waaroor synodes besig is om te praat. Nou ek wil vir u sê, as ons nog met hierdie goed besig is, het dit laat geword vir die kerk van die Here Jesus en stap ons die pad wat die gemeente van Thyatira gestap het.
Dat ons later 'n afvallige kerk sal word en nie meer kerk van die Here Jesus in die ware sin van die woord, wat heiligheid voorstaan en dan God se woord as die enigste gesag dan beskou nie. U sien, ons as kerk van die Here Jesus wonder nie, ons praat nie oor die gedagte van evolusie of die skepping nie, daar is genoeg bewyse dat God geskaap het, hy is die skepper en niks het deur kans ontstaan of oor miljoene jare nie. Die synodes twyfel nog steeds daaroor en beïnvloed predikante om die twee sienings aan hulle mense voor te hou en hulle kan self maar kies. Ek het eendag vir 'n laerskoolonderwyseres gesê, is dit jou siening, dat die kinders moet kies? Terwyl jy die waarheid en die leuen vir hulle probeer gee, jy as kind van die Here moet 'n standpunt inneem. En die meeste is nie bereid om dit te doen nie. Ons gaan sien vanmôre waarom die gemeente Thyatira verval het. Nog 'n ding waaroor die kerk deesdae redeneer en oor debatteer by synodes is, bestaan die Satan werklik of is hy net 'n mite? Baie teoloë sê deesdae hy's 'n bangmaak storie vanuit die vorige eeue. As jy nie wil luister nie, gaan jy duiwel toe. Onthou jy dit? En as jy soet is, gaan jy Jesus toe. En eintlik al twee was vir mense een of ander gedagte wat hulle gehoor het, maar waarvan hulle nie veel weet nie. Synodes is nie veronderstel om oor hierdie goed te redeneer nie, want kerk van Jesus sien in die Bybel dat die Here vir ons sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Ons sal nooit alles weet rondom die vyand en hoe hy werk nie, maar een ding weet ons, daar is 'n vyand van die kerk van die Here Jesus. Nog 'n saak waaroor hulle deesdae redeneer, is Jesus werklik God en is hy werklik uit 'n maagd gebore? Baie van die nuwe vertalings sê vir ons, hy's uit 'n jong dame gebore, nie meer 'n maagd nie. Want u sien, ons kan dit nie wetenskaplik bewys nie. Luister, die wetenskap het niks te doen met God se woord nie. God is bo die wetenskap. En as hy uit duisternis lig roep, en as hy die son en die maan en die sterre daar stel, is dit niks vir hom om dan ook die maagd te laat swanger word en hierdie wonderlike geboorte daar te stel dat God mens kom word het nie. Is Jesus werklik die enigste redder? Is debatte in synodes deesdae of is hy deel van vele redders? Dikwels sê predikante, elkeen kan kies wie sy redder wil wees. Die gesegde is, daar is baie paaie wat na Rome lei. Ek wil net vir u sê, ons is nie op pad Rome toe nie. Ons is op pad hemel toe of hel toe. Daarom is die gedagte baie duidelik, Jesus is die weg en hy is die waarheid en die lewe en niemand kom by God die Vader uit behalwe deur hom nie. Nog 'n saak waaroor hulle redeneer en wat in die Koran verskyn het. Is God se woord 'n boek met woorde oor God of werklik woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees? Baie teoloë reken, en ek wil vir u sê, van die teoloë by van ons teologiese instellings is uitgesproke ateïste. Gaan lees hulle goed. Hulle gee nog steeds klas, maar is uitgesproke ateïste. Hulle glo nie aan God nie, hulle glo nie aan sy woord nie, maar terwille van werk en terwille van dat daar nou nie een of ander saak kom en die saak in die howe beland nie, akkommodeer universiteite maar hierdie mense. En baie van hulle sê die Bybel is nie woord van God nie, dis woorde oor God. En ons kan maar dit interpreteer soos ons graag wil. En dan die baie bekende en gewilde onderwerp vandag is die huwelik werklik net tussen een man en een vrou, of kan ons trou met een van dieselfde geslag? Nou, u weet wat in Kanada gebeur het, die wetgewing oor geslagtelike identiteit. Nou, ek dink nie ons moet daaroor redeneer nie. Ek verstaan nie waarom synodes oor hierdie goed redeneer en debatteer nie. Die Here het een man vir een vrou gemaak. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n huwelik tussen 'n man en 'n man en 'n vrou en 'n vrou nie. Die regering en wetgewing kan nie ewe skielik verkeerd regmaak nie. Ons kan nie sonde regverdig deur ons redenasie en dan sê ons maar die Bybel is in antieke tye geskrywe en daai mense het nie regtig geweet wat aangaan nie. Ek dink hulle het meer geweet wat aangaan as ons. Ons dink tegnologiese vooruitgang is regtig vooruitgang. Ek dink dat die Here seën ons met tegnologiese vooruitgang, maar as mens wees is ons besig om verder en verder te verval in oppositie en rebellie teenoor die Here. En dan die laaste gedagte, is daar so iets soos manlike en vroulike, of kan elkeen maar sy eie identiteit en geslag kies? Wat hulle eintlik wil hê is, as 'n pa en 'n ma 'n kind ten doop bring,
Dan moet ek nou vir die pa en ma vra, wat is dit? Dan sê hulle vir my, ons weet nog nie, die kind sal eendag vir ons sê wie hulle is. Jy kan nie meer op die ID sit manlik of vroulik nie. Die kind sal vir ons eendag sê, wie of wat hy is. Kan jy glo belaglik mense redeneer? As 'n dogtertjie gebore word, is ons bly volgens die skrif dat hierdie dogtertjie gebore is, en die seentjie is 'n seentjie, en die seentjie kan nie 'n dogtertjie word nie, en die dogtertjie kan nie 'n seentjie word nie. As jy die geslag probeer verander, vriende, beteken dit niks in die sin dat God geskaap het, en daardie man sal 'n man bly, en daardie dogter sal 'n dogter bly. Geen nie om wat die dokters doen, en wat se operasies hulle uitvoer nie, dis wat God se woord sê. U sien, dis die probleem wat in Thyatira aan die gang was, wat ook vandag in ons kerk, of kom ek sê in die kerk van die Here Jesus in die breë. Ek praat van die Christelik beleidende kerke reg oor die land en wêreld aan die gang is. Ons wil nie meer standpunt inneem vir reg of verkeerd nie. Nou as ons kyk na die gemeente in Thyatira, sien ons vriende dat die eerste bekeerling in Handelinge 16:14 na vore kom. En dit was die vrou met die naam van Lydia. Sy was 'n purperverkoopster. Sy was van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou. Sy het geluister, die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat Paulus gesê het, en sy het tot bekering gekom. Die ontstaan van die gemeente kan heel moontlik teruggevoer word na Handelinge 19 vers 10. Onthou Paulus se sendingreise, en die Bybel sê vir ons, en Paulus het in Asië rondgetrek, en dan die woord van die Here verkondig, en hierdie gemeente is heel moontlik gestig deur Lydia, wat ook deel was van hierdie groep mense. Ons kan nie met sekerheid sê nie, al wat ons weet is dat Thyatira 'n gemeente is wat die Here aangespreek het in die boek Openbaring. Nou baie belangrik is dat die langste brief aan die 7 gemeentes, wat daar aangebring word op ons kaart, word aan hierdie gemeente Thyatira geskryf, terwyl Thyatira eintlik die kleinste en onbelangrikste stad van almal was. Maar u sien, die Here was besig om met hierdie mense te praat oor sekere dinge wat aan die gang was. En ek dink die Here as hoof van sy kerk het die volste reg om vir ons te sê wat is reg of verkeerd. As ek 'n pa in my huis is, dan moet ek ook daardie gesagsposisie inneem om reg en verkeerd uit te wys ten einde my gesin te lei. En so bo alles kan die Here met sy waarheid en sy woord sy kerk aanspreek oor sonde en ongeregtighede, in besonder wanneer hulle begin om die waarheid van die woord van die Here in gedrang te bring. U sien, die probleem in hierdie stad was gewees dat hierdie gemeente, soos al die ander gemeentes, ook te doen gekry het met valse leringe, valse leraars. Hulle te doen gekry met mense wat lief was vir afgodsaanbidding, en die probleem was dat Christene stelselmatig ingetrek was om sekere van hierdie gebruikes en gewoontes te aanvaar, net soos dit vandag is. Nou in hierdie stad was daar die gilde gewees. Nou, die gilde was, en hou u stoel vas, die gilde was amper dieselfde as ons hedendaagse vakbonde. Kusatu en ouens wat skree en op en af spring en hulle vereis allerhande goeders of eis allerhande goeders. Nou in daardie tyd het dit so gewerk, jy moes aan 'n gilde behoort of aan 'n vakbond behoort het, en elke vakbond het sy eie afgod gehad, en as jy nie aan 'n vakbond behoort het nie, dan kon jy nie besigheid bedryf het in die stad nie. En jy sien, hulle het mense so gemanipuleer en Christene probeer indoktrineer, dat Christene begin aanpassings maak het, en nou kom die Here Jesus en hy sê baie duidelik, ek sien wat julle doen, en ek is nie daarmee tevrede nie. Ek wonder as die Here oor Benoni gemeente vanmôre, en oor die kerk van die Here Jesus in Suid-Afrika en landwyd 'n aankondiging moet maak, wat sal sy aankondiging wees? Het die kerk oor die algemeen nie met kompromie aanpassings gemaak om dan die wêreld te akkommodeer en mense half gerus te stel dat ons nie te eng en te streng volgens die woord van die Here sal handel nie? Jy sien, as ons kyk na hierdie gemeente, moet ons vanmôre net so 'n paar gedagtes hanteer, en ek gaan regtig my bes doen om nou na tweede rad oor te gaan en dan die petrol te trap, dat ons deur hierdie boodskap kom. Maar ons moet vanmôre kyk na die sterk aankondiging, die liefdevolle erkenning, die ernstige dog dringende vermaaning, die onmiddellike oordeel en die kosbare belofte. Kom ons kyk gou na die sterk aankondiging wat die Here gee vir hierdie gemeente, en ook vandag vir die kerk van die Here Jesus in die breë.
Openbaring 2 vers 18, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. U sal onthou, dit is die gesig wat Johannes gesien het, in Openbaring die eerste hoofstuk, toe die Here Jesus aan hom verskyn het, en hierdie waarheid dan vir hom deurgegee het. Nou die oë soos 'n vuurvlam en die voete soos blink koper, dui op die oordeele wat die Here sal bring op die ongeregtighede van sy kinders en gemeente. Vuur, reinig, louter, en die Here sal kom na hierdie gemeente, en hy sal nie na hulle kom soos 'n herder na sy kudde nie, maar juis met hierdie oordeel, omdat hierdie gemeente hulle tot die Here nie wou bekeer het nie. Die Here sê in Spreuke 5:21, want elke mens se weë is voor die oë van die Here, en hy weeg al sy gange. Ons word gered uit genade, deur geloof. Ons kan nie ons redding verdien nie, maar na redding moet ons vrug dra. Daar moet werke wees, wat kan getuig dat ons vrygemaak is deur die Here Jesus Christus. En dis belangrik wat die Here sê. Hy kyk na die gemeente in Thyatira, hy kyk na die gemeente in Benoni, elke gemeente in ons omgewing, in ons land en in die wêreld, en hy sê, as jy bely jy's 'n Christus belydende kerk, dan moet daar deel van die Bybelse heiligheid ook deel van julle wees. In die gemeente Thyatira was dit nie so gewees nie. Jeremia 16:17, want my oë is op al hulle weë. Dit is nie voor my aangesig bedek nie, en hulle ongeregtigheid is nie voor my oë verborge nie. Jeremia sê dit aan die gemeente, of aan die kudde van die Here, die volk Israel. Hy sê aan hulle, luister, dis baie duidelik dat God julle weer raak sien. Daarom moet julle heel bekeer. Introspeksie doen, sien wie God is, sien wie jy is, doen belydenis, draai jou rug op die sonde en dien die Here. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg. Hoor nou, dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van my hart. God se woord toets my hart, toets my werke, my lewe, my patroon van lewe. En nou sê die Bybel in vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Gisterand by huisgodsdiens het ons uit die boek Obadja gelees, en ons het by die gedagte uitgekom dat die Here sê, dat hy sien ons, en hy weet wat ons doen. Waar ook al jy beweeg in die week, of jy jonk of oud is, of jy in die ouete huis sit, en of jy daar by die skoolbanke sit, die Here is daar, hy sien, daar wanneer jy jou deur van jou kamer toemaak, en jou selfoon oopmaak, en jy lees, en jy kyk, en jy sien wat daar aangaan, is God by jou as jy bely, jy behoort aan hom, en jy moet heilig lewe, en as jy nie aan hom behoort nie, sal God jou oordeel, en as jy aan hom behoort, sal God jou tug. Waarom? Want God is 'n heilige God, en hy wil nie hê sy kinders moet met sonde besig raak, en die kerk van die Here Jesus daardeur besoedel nie. Die tweede gedagte, die sterk aankondiging, die Here sê hy sal kom, en hy sal met hierdie oë van vuur en met hierdie oordeel kom, omdat hierdie gemeente hulle nie wou bekeer het nie. Daar is tog 'n liefdevolle erkenning wat vir my so pragtig uitstaan in die 19de vers. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Wat vir my kosbaar was in hierdie voorbereiding van hierdie boodskap, vriende, in elke gemeente is daar 'n groepie mense wat vas staan. In elke gemeente is daar 'n groep mense wat sê, ek gaan nie met kompromieë my getuienis skade doen, en so die kerk van die Here Jesus en die getuienis van die kerk na buite dan ook belemmer en skade aan doen nie. Dis kosbaar om te sien dat die Here altyd vir homself 'n oorblyfsel laat oorbly, selfs wanneer afval toeneem en selfs wanneer goddeloosheid in die kerk insluip. Daarom sê die Here in Hebreërs 6 vers 10, God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. U sien, wanneer ons kyk na hierdie besondere liefdevolle erkenning, dan sê die Here, ek sien elke individu vir wie hy is, wat hy doen, en ek sal hom of haar beloon, dien ooreenkomstig hulle getroue arbeid en hulle lewe aan my.
Romeine 11 vers 5 sê, net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Wat wil die Here vir ons sê? In elke kerk sal daar van tyd tot tyd aanslag kom. Mense wat poog om die waarheid van die woord omver te werp. Maar dank die Here ook dat hy altyd getrou is wees. Omdat God hulle in stand sal hou deur sy woord en gees. En hulle sal bly skyn soos ligte in hierdie donker wêreld en ook in 'n gemeente om dan die waarheid van God se woord voor te dra. Hierdie liefdevolle erkenning was juis om die gemeente op te roep en te sê, wil jy nie maar terugkeer na die eerste werke? Wil jy nie maar liefdesdiens aan die Here bewys soos aan die begin? En met in geloof volhard om die Here te dien en sy getuienis uit te dra na 'n wêreld wat hom so nodig het nie. Die hartseer is dat die gemeente in Thyatira hierdie ernstige boodskap van die Here eenkant geskuif het. En toe kom die Here met die ernstige vermaning in die derde plek. En ek lees vir u wat staan hierin. Ons gaan bietjie langer stil staan by hierdie gedagte, omdat ons moet sien wat die Here vir hulle sê en hoe dit op toepassing is in vandag en met wat ons beleef in ons tyd. Openbaring 2 vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou. 1. Dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te hoereer en afgodsoffers te eet. 3. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Baie interessant, ek het vir u daar onderstreep enkele dinge teen jou. So met ander woorde, die Here is nou besig om met die leraar van die gemeente te praat. Predikant, ek praat met jou. Jy laat dinge toe in die gemeente wat nie geoorloof is nie, wat nie volgens God se woord is nie. En wat het hierdie predikant gedoen? Wat het hy toegelaat? Wat het hy oorgesien? En waarom spreek die Here hom in besonder aan as die leier van die gemeente? Die Bybel sê eenvoudig, hy het toegelaat dat hierdie vrou Isebel lering gee in die gemeente en die diensknegte te verlei om afgodsoffers te eet. Nou hierdie Isebel gedagte, of die vrou Isebel, was heel moontlik nie haar naam gewees nie, maar verwys na die boosheid wat hierdie vrou bedryf het, en verwys terug na die boek 1 Konings, die 17de, 18de, 19de hoofstuk, na Agab se vrou Isebel, wat 'n bose vrou was, en die volk verlei het in afgodediens, en Baal aanbidding, en allerhande sedelose dinge wat gedoen is. Hierdie predikant sien hierdie vrou, sy was heel moontlik 'n goeie spreker gewees, sy was heel moontlik 'n bekende figuur in die gemeente, miskien iemand wat 'n sterk persoonlikheid gehad het, en die Bybel sê hierdie vrou het stelselmatig begin oorneem in die gemeente, sy het lering begin gee, en sy het ook die gemeente dan mislei in boosheid en in sonde. En vriende, wat is die les wat ons moet leer? Eenvoudig dat die posisie van leraar nie beskore is vir die vrou nie. En nou kan u maar u suurstofbottel uithaal. Want wat ek nou vir u gaan sê is 'n Bybelse beginsel. Dit beteken nie my vrou of ander vrouens is minder bekwaam as ek nie. Miskien is u heel moontlik slimmer as ek en kan beter praat as ek en kan miskien beter leiding neem as ek, maar die rol en posisie is nie vir die dame gegee om in die gemeente leiding te neem nie. Die apostel Paulus sê in 1 Timoteus 2 vers 12, ek laat die vrou nie toe om onderrig te gee, of oor die man te heers nie. 1 Timoteus 3 vers 1, dis 'n betroubare woord, as iemand na opsienersampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou. En nou hoor ek baie vroue wat sê, ja man, Paulus verstaan nie hoe werk dinge nie. Hy was 'n chauvinist en 'n seksis, en hy het nie geweet om 'n vrou reg te behandel nie. Daarom was hy heel moontlik nooit getroud gewees nie. Dit is baie interessant as Paulus in Efesiërs 5:25 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Dan sê die vrouens, hoor, Paulus praat, jy moet jou eie vrou lief hê, maar as Paulus sê die vrou mag nie leiding in die gemeente gee nie, dan word hy sekere name toegevoeg, en wil die mense in opstand kom, en ek hoor dikwels hoe mense vroue predikante regverdig. Sy is ook geroep deur die Here om leiding in die gemeente te neem. Sy is nie geroep deur die Here nie. Jy kan hierdie boodskap vir haar stuur. Hulle wat in benou nie op die kant sal staan as vroue leraars is nie deur God geroep nie. Hulle is
daarom dat hulle daar wil staan, en eie sinnigheid is deel van hulle karakter en hulle lewe. 'n Vrou wat dan nie wil onderwerp aan God se standaard en woord nie, is 'n rebel teen God se woord. Dis definitief nie 'n dienskneg van die Here nie. Jy sien, soos tyd aangaan, het niks eintlik verander nie. In die gemeente Thyatira het die dominee dood stil gebly. Wanneer die antie inkom en sê, luister, vanmôre is dit my beurt. Jy sit en dan gee die dominee die stuurwiel oor aan haar en sy bestuur die kar, hy gaan sit op die agterstoel en sy het nie eens 'n lisensie om die kar te bestuur nie. Maar dit pla hom nie, want hy wou die vrede bewaar het. Die kerk van die Here Jesus is nie hier om vrede te bewaar nie. Ons is hier om te sê wat die Here sê. U sien, die Here het hierdie gemeente geoordeel, omdat hulle gesien het wat aangaan, maar die dominee en die gemeente het niks daaroor gesê nie. Kom ek lees vir u wat staan in Romeine 1:28. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Vers 32 en verder is belangrik. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die woord of die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Hierdie vrou het begin lering gee aan die gemeente, sy het sedeloosheid in die gemeente ingebring, sy het hierdie gemeente verlei in afgodsoffers eet en afgod aanbidding en baie van hierdie dinge en niemand het niks gesê nie. Daardeur sê ek nie alle vroue leraars lei mense in afgodsaanbidding, dis nie wat ek sê nie. Die punt wat ek wil maak vanmôre is, waarom sou die Here die gemeente in Thyatira oordeel? Omdat die predikant die vrou Isebel toegelaat het om te leer in die gemeente en die kinders van God dan te verlei. En nou hoor ek hoe jy gedagte werk. Ek hoor nou die vrouens se gedagtes dink nou en die mans dink ook, en ek dink ook hoor. Ek dink baie oor hierdie goed en ek lees baie daaroor. Die troefkaart vir die meeste is dat ons nie mag oordeel nie. Wie dink jy, wie's jy vanmôre? Jy staan hier in jou wit hempie met jou wit dassie en jy dink jy kan oordeel. Wie gee jou die reg om te oordeel? Vriende, ek het niks te oordeel oor hierdie goed, as die woord nie iets daaroor te sê gehad het nie. U sien in Matteus 7, is die gunsteling verse wat die mense gebruik, staan daar, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. En ek stem daarmee 100% saam, maar lees die konteks. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Die Here sê, ons kan nie oordeel as ons self met sonde besig is nie. Ek kan nie vir iemand sê, moenie hoereer, terwyl ek self hoereer nie. Dis waaroor die konteks gaan. Paulus kom in 1 Timoteus 1:18, net om vir u te wys dat Paulus sekere name genoem het, en is in die Bybel opgeskryf en 2000 jaar later, lees ons van hierdie manne, wat geoordeel is deur die woord van die Here, en deur die getuienis van Paulus. Paulus skryf van Timoteus, 1 Timoteus 1:18, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë, wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloofskibreek gelei, onder wie daar is Hymenius en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Nou ek wil vir u sê, as u dink ek is reguit, gaan lees Paulus se geskrifte. Die probleem van ons tyd is, ons wil nie kerk van Jesus wees nie. Ons wil 'n organisasie wees waar almal geakkommodeer word en almal kan sê wat hulle wil en almal kan doen wat hulle wil. Niemand het meer 'n plek en 'n posisie nie. En ons vat die teksvers waar die Here sê, daar's nie meer man of vrou of slaaf of vryman of skug of wat ook al nie. En dan sê ons, sien jy, almal is presies dieselfde en ek stem met jou saam. Almal is dieselfde voor die Here, maar ons rolverdeling verskil. Die plek van leraar is vir die man gereserveer, en daarom wanneer 'n kerk begin afvallig raak, en die kerk van die Here Jesus op sy nodes oor nonsens begin praat, en boosheid begin akkommodeer, dan verval die standaard van die woord, dan kry jy vrouens op kansels, en jy kry vrouens op televisie, wat sogenaamde geloofsgeneeshere is, en hulle praat baie, en hulle loop rond, en hulle het allerhande woorde van God wat hulle ontvang. En niemand sê meer niks daaroor nie, want ons is bang ons gee aanstoot. Luister wat gebeur het met die gemeente.
Hierdie gemeente moes, volgens Matteus 18 vers 15, na hierdie vrou gegaan het en haar bestraf het. Want vers 15 sê, as jou broeder teen jou sondig, of as jou suster, of as enig iemand in jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam met jou, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord vasstaan. As hulle na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. As hy na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Wat moet die kerk van die Here doen met verkeerde dinge, sonde, valse leringe, afgode diens, hoerery, valse leringe? Eerste plek gaan praat met iemand in die privaatheid van sy huis daaroor. Sê vir hom, luister, dit wat jy doen is nie reg nie. En dan moet jy in die woord onderlê wees om dit te kan verduidelik, met die liefde van die Here. Ons is nie daar om mense te verwiller nie, maar om die standaard van die Here daar te stel. As die persoon luister, dank die Here, dan is die saak opgelos. Die Bybel sê as hulle nie luister nie, vat mense saam, betroubare getuies. Praat weer oor die saak. As hulle nie luister nie, dan moet jy dit in die gemeente afkondig. En glo my vriende, ek moes dit al gedoen het. In een van my gemeentes, kom 'n man en hy sê, luister, ek is moeg vir my vrou. Hy is in die 60. Hoe raak jy dan jy moeg vir haar? Maar in 'n geval, hy was moeg vir haar. Sy emmer het seker oorgeloop. Maar in 'n geval, hy kom na my toe, en ek begin met hom die pad stap, ek stap met hom en die vrou die pad, en ek wys vir hulle dat die Here sê, ons mag nie skei, as daar nie Bybelse redes is nie. Die Bybelse redes is hoerery, of as die ongeredde nie meer saam die geredde wil leef nie. Ek gaan met vakansie, en hierdie 2 stap uit my huis uit, net voor ek met vakansie gaan, hulle so lief vir mekaar, ek dog myself, prys die Here, alles is uitgesorteer. Ek kom terug van die vakansie af, en ek hoor die oom en tannie is uit mekaar uit. En ek gaan na die oom toe, ek vat 'n ouderling saam, ek sê vir hom, oom, luister, jy kan nie die vrou net los nie. Hy sê, wat gaan met my gebeur? Ek sê, ons gaan tug op jou toepas. Ok, wat behels die tug? Ek verduidelik vir hom die prosedure van tug, en as hy hom dan nog steeds nie wil bekeer nie, dan skyk hom van die gemeente af. En ek dink nie die oom het my geglo nie. En die Sondag in die gemeente, toe kondig ek sy volle name. Hy sit in die kerk. Sy name, ek kondig sy sonde af, en ek roep die gemeente op om vir hom te bid. En ek wil vir u sê, hy het my nie gebless nie, hoor. Die maandag het ek 'n lang brief gekry, en hy is uit die gemeente. En die bepaalde gemeente het, nadat ek weg is daar, ek het 'n beroep aanvaar, het hulle hierdie man herstel in die gemeente en verskoning van die kansel gevra vir wat ek gedoen het. En ek sê hierdie woorde, daai gemeente sal sink, want God laat hom nie bespot nie. En daai gemeente tot op hierdie dag kan nie van die grond af opkom nie. Waarom nie? God is heilig. Luister, hierdie kansel is nie gereserveer vir my opinie nie. Ek het opinies. Maar hier, as ek hier staan, moet ek sê en wil ek sê, so sê die Here. En daarom as jy iemand sien wat in sonde verval het, gaan waarsku hulle. Roep hulle op tot bekering. Dis jou verantwoordelikheid dat die Here nie oor ons gemeente oordeel bring en sy seun van ons gemeente onttrek en ons skade ly nie. As hierdie persoon nadat dit vir die gemeente gesê is en hy wil hom nie bekeer nie, volhard in sonde, dan sny ons daar die persoon af. In een van my gemeentes, ek sal die naam nie noem nie, het 'n kerkraadslede by die deure laat staan. As daar sekere mense kom, word hulle weggewys. Hy sal sê, wat se tipe mens is jy? Luister, jy moet vanmôre die gedagte vang, jy moet dit verstaan. Iemand wat werklik gered is en moet sonde aangaan en van die gemeente afgesny word, moet 'n verlange in hulle hart hê om terug te kom en hulle sonde te bely, want hulle mis die ander kinders van die Here. As ons sonde net bly akkommodeer, gaan hulle hier inkom en oor 'n paar maande van nou af gaan hulle ander sondes begin doen en ons gaan bly akkommodeer en later gaan die sondaars die gemeente bestuur en beheer. Dis die probleem van ons tyd. Gaan jy maar na die deursnee kerk in Benoni en gaan hoor wat sê die meeste oor sonde. Hulle praat nie daaroor nie. Dink jy dis vir my maklik om oor sonde te praat? By een van my gemeentes, ek was skaars daar. Ek wonder of ek 3 weke daar was. Toe moes ek 'n man aanspreek oor sy hoerery. En die man is later voor die kerkraad gedaag. En die man is uit die gemeente. Hoekom? Ons sal nie toelaat dat sonde in hierdie gemeente floreer en geakkommodeer word nie. Waarom nie? Want dit is nie my kerk nie.
Dis nie jou kerk nie. Ons is kerk van Jesus. En hy is heilig, en hy het 'n heilige standaard, en ons moet volgens die verstaan van die skrif, binne sy konteks, hierdie heilige standaard akkommodeer, al verloor ons mense. Die doel is nooit om mense te verloor nie. Die doel is nooit om mense te vervreem nie. Maar om mense op te roep tot bekering, sodat ons die Here kan vrees en kan dien in heiligheid. Ek maak klaar. Wat was die onmiddellike oordeel? Die Here sê, hy werp haar neer op 'n siekbed, en die wat daar oorspel bedryf het aan groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Sien nie weer die genade? Dis die straf wat jy gaan kry, maar bekeer jou, daar is nog kans om jou te bekeer. Vers 23, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal elkeen van julle gee volgens hulle werke. Nou ek het die vraag onlangs gekry, wat beteken dit as die Here elke keer sê niere en harte? Jy kry nou ouens wat sê daar is 'n duiwel wat jou niere aanval, en 'n duiwel wat jou hart aanval, en 'n bose gees wat jou tande aanval, en weet nie wat alles aanval nie. Hierdie niere en hart is eenvoudig, as jy die oorspronklike taal gaan bekyk. In the scriptures, it is used to denote the inmost mind, the secrets of the soul. As die Here praat van hart en niere, probeer hy vir ons die gedagte deurgee, God ken jou diepste binneste. Die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Maar jy sien, die probleem is, mense wil hoor God is liefde, maar hulle verstaan nie liefde. Het Christus aan die kruis verbrysel, sodat God sy haat vir sonde kan openbaar, sodat ons die diepste van ons wese in die lig van Christus heiligheid kan ondersoek. Ons bekeer tot hom en wegdraai van die sonde. Waarom wil ons kerk van Jesus wees? As ons nie die evangelie wil verkondig en 'n rein en heilige lewe wil voorstaan nie. Het jy al 'n gimnasium of 'n gym, soos die Afrikaners sê, nee? Het jy al 'n gym gesien wat hamburgers en slapchips verkoop? Die mense gaan juist soontoe om ontslae te raak van die kilojoules en die kalorieë wat hulle opdoen deur slapchips en hamburgers te koop en te eet. Dieselfde met die kerk. Waarom wil ons kerk toe kom? Om te hoor hoe goed ons is, of hoe genadig God is, hoe hy ons trek met sy liefde, hoe hy wil hê ons moet heilig lewe, sodat ons hom kan verheerlik. Dis die doel van kerk. Daarom het die onmiddellike oordeel gekom, en hierdie gedagte van dat sy op die siekbed gewerp is, was vriende dat hierdie vrou heel moontlik nie 'n geredde vrou was nie, en sy het God se oordeel gekry en sy het gesterf. En van die mense wat haar gevolg het, is deur God getuigtig en op 'n siekbed gewerp. Jy sien, die Here laat hom nie bespot nie, want 1 Johannes 3 vers 6 tot 9 sê vir ons, dat ons wat aan die Here behoort, kan nie aanhoudend in sonde bly voortlewe nie. Ons moet, wanneer ons aan die Here behoort, elke dag opstaan met die begeerte, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. Ek sluit af, die kosbare belofte. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, vers 26 tot 28, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ystersaf soos erdegoed, word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Nou hierdie belofte kom uit Psalm 2, waar die Here ook die koningskap van Christus aankondig, dat Christus as koning sal regeer, 1000 jaar lank. Ons sal later 'n bietjie praat oor die 1000-jarige vrederyk, soos agter op die kaart aangebring, maar hierdie belofte is baie duidelik. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Dit verwys na die 1000-jarige vrederyk, waar die kinders van die Here saam met hulle meester 1000 jaar sal regeer. Waar kom ek daaraan? Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is 'n oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings regeer, saam met Christus 1000 jaar lang. Nou hierdie tyd van groot verdrukking, vriende, is die tyd waarvan die Bybel praat, die merk van die dier, ons sal 'n bietjie daaroor praat, en dan die 1000-jarige vrederyk, wat hier aangebring word op die kaart. Ons sal 'n bietjie met u daaroor praat, wanneer ons daarby kom. Maar die gedagte is, vir hulle wat oorwin, hulle wat getrou bly aan die Here, wag daar 'n wonderlike beloning. Ek hoop nie u dink u dien net die Here vir nou en vir hier nie. Ons is vanmôre hier, omdat ons 'n hoop het op die heerlikheid wat vir ons voorlê, om saam met Christus te wees.
Die môrester wat hulle sal ontvang is niemand anderste as die Here Jesus self nie. Openbaring 22:16 sê, dat Christus is die blink môrester. Aan die einde van my en jou lewe as kinders van die Here, wag daar iemand. Christus. Ek weet nie of u al by die kindertjies se atletiek was nie. Hierdie ou kleintjies, hierdie chokkertjies, 3 en 4 jaar, die ou voetjies hardloop nog so, né? Dis nog so paparag na hardloop hulle, en hier staan pa en ma op die einde. En hulle hou die hande, en daai kind hardloop. Hy gee nie om wie om hom is. Hy gee nie om, hy kan nou 'n pokkeltjie wees, of hy kan 'n marklein seentjie wees, hy kan hardloop, of hy kan halfkruip, maar hy sien vir pa en ma, en hy hardloop. En op die einde spring hy in hulle arms in. En hulle draai so in die ronde. Ek wil vir u die beeld kom skep. Jy's op pad na die heerlikheid as jy in die Here behoort. Moenie nou ontrou raak nie. Moenie met sonde besig raak nie. Moenie kompromie aangaan nie. Moenie die naam Christen skade aandoen. Omdat jy voel, dit gaan miskien konfrontasie vir my, of een of ander konflik vir my met mense wat jy miskien ken of lief het. Ek wil vir u sê, baie keer is dit moeilik om 'n kind van die Here te wees. Glo my, baie keer kry jy wind van voor, maar die eindbestemming en die een wat vir ons wag, maak alles die moeite werd. Daar is 'n pragtige liedjie wat sê, Jesus will be what makes it heaven for me. Ek weet nie van u nie, maar ek sien uit om hierdie bevelvoerder van my te ontmoet. Hierdie herder, wat sy skape lei. Hierdie liefling van my siel, ek verlang om hom te sien. Om uit sy mond te hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. En die ding wat my die seerste maak in my lewe, is ek sien hoe mense wat bely hulle behoort aan die Here, sonde akkommodeer, sonde goed praat, sonde verdedig, en sonde nie aanspreek nie. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, want u sien, die Here Jesus sal na die huidige donker nag van sonde en ongeregtigheid in hierdie wêreld terugkom, om in die vrederyke nuwe dag van geregtigheid en vrede in te lei, en dan 'n ewigheid saam met hom. Ek wil vanmôre vir u vra, het u die sterk aankondiging gehoor? Die liefdevolle erkenning as u vanmôre getrou is? Die dringende vermaning, die onmiddellike oordeel, en dan ook die kosbare belofte? Ek vra jou vanmôre, is ons nog ware kerk van Jesus wat vashou aan die waarheid van God se woord? Kan ons dit wat ons glo vanuit die skrif verwoord en verklaar en verkondig? Is ons verdraagsaam teenoor valse leerstellings, omdat vriende, familie of bure dalk anders oor die Bybel voel as ons? O vriende, ons moet goed onderlê wees in die skrif, sodat ons staande kan bly teen die subtiele aanslag van die duiwel. En nie die oordeel ontvang wat Thyatira ontvang het nie, maar die mooiste wat Christus aan sy kerk sal gee. Mag die Here ons getrou bevind, sodat ons eendag voor hom kan staan en die mooi so kan ontvang. Kom ons bid saam. Here, daar is so baie wat 'n mens moet sê in so kort tydjie, maar dankie dat ons vanmôre die boodskap kon hoor, dat u 'n bepaalde standaard het, en dat sonde nie geakkommodeer kan word in u kerk nie. Here, of dit nou in ons oë geringe sonde is, en of dit nou 'n groot sonde is, of dit nou 'n vrou is wat leer, of dit nou iemand is wat hoereer, of iemand wat lieg of steel, of Here ontrou is aan u, dit maak nie saak nie, die sonde moet aangespreek word, of dit nou die leraar is, wat aangespreek moet word, of die kerkraad, of die gemeente, dis irrelevant, want u, Here, dit is die skrif wat vir ons leer, dat u sien ons harte, en u sal oordeel, en ons het, Here, verantwoordelikheid teenoor mekaar, sodat ons bo alles u kerk rein kan hou. Help ons om nie liefdeloos met ander te gaan praat nie. Help ons om nie liefdeloos teenoor 'n broer of suster op te tree, wat miskien in sonde verval het nie, maar werklik in liefde vir hulle te wys op die weg van genade en vergifnis, en dan hulle by te staan, en hulle te help, sodat hulle ook by die Here Jesus toevlug, en genade en vergifnis kan ontvang. Ag Here, help vir ons in Benoni gemeente, en ook vir ons ander kerke in Benoni, dat ons werklik hand in eie boesem sal slaan, en sal vra, Here, hoe sien u ons? Wat sê u vanmôre oor ons? En sal u glimlag oor ons gemeente wees, of sal u kom met oë soos 'n vuurvlam, en Here, met die hamer van u woord, om die harde harte te vermorsel? Ag, gee genade, Here, dat ons die boodskap sal hoor, en ons betyd sal bekeer, sodat ons u seën en u vrede en u genade kan ervaar. Ek bid dat u die naprediker sal wees van u woord, en u word verheerlik. Amen.